Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So vanaand kyk ons na vervolging. Ons het na 'n paar iets gekyk in die boek van Handelinge. Ons het die eerste preek gehad, die eerste keer wat die Gees die kerk vul, die eerste wonderwerk laasweek. En so vanaand kyk ons na die eerste vervolging. Vervolging wat begin het daar en nog nooit opgehou het nie. Die kerk was hier vervolg en die kerk was nog nooit nie vervolg nie. Daar was nog nooit 'n tydperk in die geskiedenis van die kerk waar mense nie die kerk vervolg het nie. Lekker maklik in die storie, alles was nice. Het was lekker, die Gees het gekom, almal kom tot geloof, maar Jesus het sy disippels gewaarsku. Hy het gesê, dit gaan nie lekker wees altyd nie. Christendom gaan nie altyd maklik wees nie. Vir sy disippels in Johannes sê hy vir sy disippels, he said to his disciples, if you belonged to the world, but I have chosen you out of the world, that is why you. Remember, servants are not greater than their master. Since they hated me, they will hate you also. Vers 25 van Johannes 15 sê, but this is to fulfill what was written, hated me without reason. They hated me without reason. Hierdie is scary woorde. Dis heavy, dis die woord haat is heavy. En ons gaan presies sien hoe in vanaand hierdie woorde van Jesus wat hy vir sy disippels gegee het om hulle voor te berei, hoe dit gaan uitspeel. Ons sien hoe hierdie presiese woorde uitspeel in Handelinge hoofstuk 4. Since they hated me, kyk Johannes, kyk Petrus, they hated you also. They hated without reason. Nou soos ons begin, dink ek dis behulpsaam om net hier per inleiding ietsie te sê oor 'n vervolging oor die algemeen. Soos wat ons dit ten minste sien uitspeel in die Bybel, nie vervolging oor die algemeen nie. Almal word deesdae vervolg. Vervolging is soos as jy bietjie anders is in die samelewing, dan steek jy jou face in die lug op en jy's 'n victim en die samelewing vir almal deesdae. Almal is 'n victim en dis nie waaroor hierdie gaan nie. Ten minste wat ons hierso sien is dat daar 'n spesifieke, amper wil ek sê, Bybelse vervolging is. En net soos wat ons begin, wil ek sê, omdat daar bedes is, hoekom mense vervolg word, wil ek sê, daar's baie redes wat mense gee vir die wêreld om hulle te moet haat, of om hulle neer te kyk op hulle, of om hulle uit te... Selfs, ongelukkig, is daar baie redes wat in die naam van Jesus gebruik word. Mense gebruik die naam van Jesus, hulle staan onder die banier van Jesus, en hulle gee vir die wêreld goeie rede om hulle te vervolg, om hulle te haat. Waarvan ek praat is hierdie idee waar dit gaan meer oor politiek, dit gaan oor Jesus. Jy het 'n spesifieke sterk politieke standpunt wat jy wil inneem en jy stry, en daarom is mense kwaad vir jou. Daar's hierdie idee van jy het dalk 'n spesifieke haat, abortion law of homoseksualiteit of wat ook al dit mag wees. Dis die kruis waarop jy wil doodgaan. Dis jou gospel, dis jou evangelie. In die naam van Jesus is dit al wat mense hoor, jou haat teenoor hierdie sonde. Dis jou evangelie. En dan haat mense jou. Natuurlik haat hulle jou. Natuurlik is hulle kwaad vir jou, want al wat daai mense hoor is hoe jy hulle sonde haat. Hulle hoor kerk nie, hulle gaan nooit goed genoeg wees vir Jesus nie. Dis al wat hulle hoor. En daarom vervolg hulle, daarom voel hulle so weggestoot, uitgestoot uit die kerk uit, dat hulle is eintlik seer gemaak. En daarom is hulle kwaad vir die kerk. Hierdie is 'n tipe vervolging wat ek nie dink ons sien in die Bybel nie, en ten minste nie hier sien uitspeel vanaand nie, en ek wil hê julle moet dit toets, kyk na die teks, kyk wat 'n tipe vervolging vind hier plaas, want wat ek nie sê nie, ek sê nie, daai goed is nie belangrik in hulle plek nie,
Maar dit moet nooit Jesus se plek vat nie. Daar moet nooit 'n tyd of 'n plek wees waar mense nie Jesus kan hoor, omdat jy soveel praat oor jou persoonlike standpunt, op jou persoonlike idee van iets nie. As dit sin maak nie. Bybelse vervolging dan, in kontras met dit, draai om Jesus. En dis wat ons vanaand gaan sien. Jesus is die senterpunt van Bybelse vervolging. Vervolging wat ons sien uitspeel in die Bybel, mense word vervolg in die Bybel, want sy naam is die punt. Hy is front and center, sy lewe, sy dood, sy opstanding, dis die punt. Dis hoekom mense kwaad word. Jesus sê, they hated me without reason, en ons moet seker maak, dat as ons praat oor vervolging, dat ons verstaan, dat ons moet verstaan, ons moet nie vir mense rede gee, onnodige rede gee, om kwaad te wees vir ons nie, om ons haat nie. Ons moet seker maak dat as ons vervolg word ons vervolg as kerk vir die regte rede. As iemand ons moet haat, as iemand moet vervolg, ons moet onderdruk, dan moet ons seker wees, dit moet wees omdat ons Jesus uitleef, front and center, en dat ons Jesus loof. They hated me without reason. Ek dink dis iets daar. En so kom ons sien hoe speel hierdie uit. Dis net belangrik, ek dink per inleiding vir ons om te verstaan van vroeger. So kom ons kyk hoe speel dit uit. Ons gaan vanaand kyk na 3 punte. Vervolging en gesag. Vervolging en gesag. Kyk na vervolging en die een naam. Die een naam. En dan gaan ons kyk na vervolging en die hoeksteen. Vervolging en die hoeksteen. So hierdie is die 3 punte. Kom ons klim dit gou weer in die storie in en ons pak dit uit. Petrus het nou net 'n man genees wat verlam was vir meer as 40 jaar lank. Hy het vir 40 jaar van sy lewe kon hy nie na homself kyk nie. En kom ons sê hom van wat 10, 11, 12, ek weet nie, het mense hom gedra na die hek van die tempel toe en daar het hy gebedel. Kom ons noem hom Jaco. Jaco het gebedel by die tempel vir sy hele lewe lank, hy was verlam. Die rede hoekom ons hom Jaco noem is van almal hen. Hierdie is sy ou, dit was sy lewe, almal het verby Jaco geloop. Hulle het geweet wie Jaco is. En nou natuurlik, soos wat ons laasweek gekyk het, Jaco hardloop rond en hy spring rond. Jaco spring. En mense vra, wat die hel gaan hier aan? Wie het vir Jaco genees? En soos wat hy rondspring en skree, is dit nie 'n paar mense nie, dis skare wat letterlik vergader is en hulle almal wil weet wie het vir Jaco genees. Hierdie is tot letterlik spiere gegroei aan sy bene, want hy het nie geloop in sy lewe al nie. Wie het vir Jaco genees? Petrus vat hy en hy lewer 'n preek laasweek. Hy lewer 'n powerful preek. En hy wil 100% seker maak mense weet dit was nie hy nie. Hy het niks hiermee te doen gehad nie. Hy sê oor en oor sê hy dit was Jesus, maar nie net sê hy dit was Jesus nie. Hy wil 100% seker maak mense verstaan wie is hierdie Jesus wat vir Jaco genees het. Hierdie Jesus is die Jesus wat God gestuur het. Die een wat julle wou niks met hom gedoen en gehad het nie. Petrus sê, dis daai ou wat gesê het hy is God. Onthou julle daai ou? Hy is die enigste een wat dit gedoen het. Mense het gedink hy's mal. Hy het gesê hy's God. Hy het nie net gesê hy's God plaasvind, so oë sal oopgaan tot die feit dat hy regtig God is. Petrus wil seker maak mense verstaan wie Jesus is. Hy is die een wat gesê het hy's God. Hy het wonderwerke op wonderwerke laat plaasvind. En hy sê vir die skare, onthou julle 'n paar maande terug? Hy sê, you denied the holy and the righteous one. You asked for a murderer to be granted to you so that you could kill the life. Hoofstuk 3, laasweek. Dis hierdie Jesus. Ek hou eintlik meer van hierdie ene. Dis nogals lekker hoog, is beter. Dis die Jesus. Hierdie Jesus was gestuur en julle het hom verwerp. Ten spyte van julle verwerping, sê Petrus, ten spyte van julle verwerping en sonde, hierdie wonderwerk, waar Jaco nou staan en loop, is 'n bewyse dat hierdie Jesus nog lewe.
Dit was nie ek nie. Dit was nie my krag wat hom genees het nie. Jesus lewe, Jesus van Nasaret het uit die dood het opgestaan. Sy krag het nou net vir julle bewys hy lewe. Hierdie ou moes nie loop nie. Nou loop die ou. Hierdie Jesus lewe. God raised him from the to this we are witnesses, sê Petrus. Jesus lewe, ons het hom gesien. Honderde mense het hom gesien en nou wil hy vir julle wys, hy's nog aktief besig in die wêreld. Hierdie pla die leiers van Handelinge wat ons nou sien, hierdie leiers pla hulle. Hulle het gedink hulle gaan vir Jesus in 'n grot bære en hy sy liggaam gaan vergaan. Maar hy kon nie sy liggaam ooit kry nie. Een van die sterkste argumente vir die opstanding van Jesus is dat as die leiers hier en wys het dat die disippels jok, hoekom het hulle nie die liggaam gaan haal nie? Gaan haal die liggaam, wys ons waar is Jesus se liggaam. Hulle kon nie. Hulle kon nie die liggaam kry nie. Jesus, en hy's nou nog 'n probleem, maar hy's nie nou 'n probleem soos wat hy was nie. As hier soveel moeilikheid gemaak het, nou is die punt in Handelinge, hoeveel moeilikheid gaan 'n klomp klein Christene maak? Klein Christians, followers of Christ. Dis die punt van Handelinge. Die punt van Handelinge is, Jesus kan nie meer gekeer word nie. Julle het hom probeer doodmaak, hy het opgestaan en nou is daar 'n veldbrand aan die gang van kleinstes volgers en dis wie ons is tot vandag toe. En tot vandag toe kan leiers nie vir Jesus keer nie, maak nie saak wat se land of plek of tyd hy is nie. Sy krag werk nog deur ons en reg deur die wêreld. Ons is nou die bewyse van daai krag. Soos Petrus die bewyse was dat Jesus opgestaan het, ons is nou daai bewyse. Dis die punt van Handelinge. Wat het gebeur na Jesus? Ons. Die wêreld. En niemand kan vir Jesus keer nie. En dit bring ons na die eerste punt toe. Vervolging en gesag. Petrus staan voor hierdie leiers. In vers 4 lees ons eintlik, many heard this word and many believed. 5,000 believed. Petrus en Johannes het die leiers so ontstel met hulle preek. Hulle word sommer dadelik in die tronk gegooi. En eers die volgende dag, toe kom letterlik die leierskapsraad van Israel. Soos elke liewe persoon wat enigstens belangrik is in Israel, kom. Die volgende dag, hulle vergader, soos 'n massiewe raad voor 2 vissermanne. Al die groot koppe. Luister na hierdie lys, okay, vers 5 en 6. On the next day, the rulers, the elders and the scribes, daar's 50 mense. Alleen. Rulers, elders, scribes, ten minste 50 mense. Dan, boonop dit, Annas the high priest, Caiaphas, John Alexander, okay, 3 groot koppe, een van hulle die hoëpriester van Israel, and all who were of the high priestly family. Sommige sy man, sy hy sou nie 'n man gehad het nie. Sy vrou en sy kinders, sy tannie, sy oom, sy almal is daar. Okay? Hierdie is 'n massiewe gedoente. Hierdie is dit probeer eintlik vir ons 'n punt maak. Die hoogste geagte en hoogste geleerde mense van die dag en tyd teen 2 vissermanne met geen opvoeding nie. Die kontras is die punt. Daar was dag en tyd in Israel nie, geen hoër gesag nie. Wat hierdie mans besluit is wet. Hierdie mans is die geestelike wet. Almal kyk op na hulle. Hulle kan besluit wie gestenig word en nie wie gestenig word. Hierdie is eintlik soos Israel se president. Want daar was nie eintlik 'n koning nie. Daar was die Romeinse ryk wat Israel beheer het, niemand gee om oor hulle nie. Hierdie was die leiers. Hierdie was van nie hulle geluister het. Ek was een keer in skool voor die skoolhoof ingeroep. Daar was 'n sekretaresse en die skoolhoof en 2 graadhoofde. Jy weet soos 'n graadouer. Ek weet nie of julle dit gehad het nie. Soos ja, en hulle sit so halfmaan om my. Okay? Dis nie belangrik hoekom ek daar was nie. Dis nie belangrik nie. Die punt was ek het soos gesweet. Soos ek was nervous. Dit was vrek scary. Hulle het al die mag gehad. Hulle het al die sê gehad. Hulle kon my skoolloopbaan daar geëindig het. Hulle kon. Maar dis nie belangrik hoekom ek nie daar was nie. Dis nie belangrik nie. Maar my hart het gaan staan. Verbeel jou net gehou voor wie staan Johannes en Petrus? Almal wat belangrik is hulle, so raad om hulle. En die punt is, daar's geen hoër geestelike gesag as hierdie nie.
Wat probeer Handelinge sê vir die kerk, vir ons? Wat Handelinge vir ons probeer sê is, hulle was die hoogste geestelike gesag, maar die punt hier is, daar is 'n hoër gesag, God. Daar is geen hoër gesag as God self nie. En die boodskap wat Petrus dra as volgers van Jesus, is 'n boodskap direk uit God se hand uit. Nie eers die hoogste geestelike, ekonomiese of regerende gesag in die wêreld kan keer wat God vir die wêreld wil sê nie. Dis die punt. Hierdie spesifieke boodskap van Jesus wat geleef het. Hy het dood gegaan, hy het opgestaan vir die redding van die mensdom. Hierdie boodskap. Ons is ambassadeurs van hierdie boodskap. En nie eers die hoogste geestelike gesag kan dit nou teenkant nie, of hulle woord kan nie hoor as dit staan nie. Petrus praat met gesag terug aan hier. Hoekom? Want hy weet wie se gesag staan agter hom. Petrus sê, baie interessant, vers 9 en 10, hy sê vir hulle, hy laat hulle so bietjie silly lyk. Hy sê, hoekom is ons nou weer toegesluit? Is dit omdat ons iemand genees het? Ekskuus, is dit wat ons verkeerd gedoen het? Ek wil net seker maak. Ekskuus, is dit krimineel om jou naaste lief te hê? Ekskuus, is dit hoekom ons? Hy's bietjie cheeky. Hy's nie bang nie. Hy's nie bang vir die ander crazy ding, vers 10. By him, by Jesus, this man is standing before you well. Jesus staan, Jaco staan voor die raad. En hulle almal kyk vir Jaco wat daar staan. Kyk, daar's niks in Petrus se gedrag, nê, teenoor hulle wat vir hulle rede gee om hom onnodig te haat nie. Hy's nie arrogant, hy's nie lelik nie, hy praat nie neer op hulle nie, glad nie. Hy praat net met autoriteit. En hy praat met respek. Hy sê, julle, ons het nie eintlik iets verkeerd gedoen nie. Hoekom is ons hier? Maar vir die een voor skaam kry nie, is dat dit Jesus is wat hierdie man gesond gemaak het. Sien julle hoe hy praat met hulle? Hy gee nie vir hulle rede om hom te haat nie, maar wat hy wel doen is, hy lei hulle, hy druk hulle, sê my hoekom julle my haat. Gee my die rede, niks verkeerd gedoen nie. Hy druk hulle. Hy's reguit. Maar hy's nie, hy vergoed nie kwaad vir kwaad nie. Hulle het hom dalk in die tronk gegooi, maar hy's nie kwaad nie. Wat Petrus probeer doen is, hy probeer vir hulle sê, as julle my wil vervolg, maar hy maak seker, vervolg my omdat ek Jesus preek, want ek gee nie vir julle 'n ander rede nie. Dis wat hy doen. Jaco staan daar as 'n duidelike teken van God se krag, en tog haat hulle hom sonder rede. Without reason. Want Jesus. Dis wat Petrus probeer vir hulle wys. Julle haat my want Jesus. Dis die tipe vervolging wat ons moet verwag vandag. Bybelse vervolging soos wat ons dit sien. Geen nie ander rede nie. Dis nie vergoed kwaad met kwaad nie. Ons kry nie mense terug nie. Ons praat nie neer op mense nie. Ons is nie arrogant omdat ons iets het wat hulle nie het nie. Nee. As ons vervolging moet sien of moet ontvang. Yes. Omdat ons Jesus se naam, sy boodskap uitdra. Omdat ons sy verwagtinge aan die wêreld duidelik maak, net soos wat dit staan in die Bybel. Dan sê Petrus iets powerful. Ek het dit op 'n slide, vers 19 en 20. Julle kan saam in julle Bybels kyk saam met my bo. Petrus en Johannes sê vir hierdie raad. Hierdie raad sê vir hulle, hou op praat oor Jesus. Hy druk hulle na daai punt toe. Hulle kan niks anders sê nie. Maar sê die probleem is Jesus. En dan sê Petrus en Johannes, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. For we cannot but speak of what we have seen and heard. Dis die geestelike leiers van Israel. Julle kan besluit wat reg of verkeerd is. Wie het die gesag? Wie het die ultimate sê? Is dit julle? Moet ons vir julle luister? Of moet ons verder? Moet ons vir mense luister? Maak dit saak hoe belangrik mense ons ag of hoe belangrik mense julle ag? Is dit wat geld? Of geld dit wat God vir my gesê het en wat God van my dink? En die oproep, die beroep wat God oor my plaas om die woord. Wat maak meer saak? As ons weet namens wie ons praat,
as gelowiges. En as ons weet wie se woord ultimate gesag het. Jesus sê, all authority on heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples. As ons daai goed verstaan, is daar's geen aardse leiers. Ons geen gesag of regering of tyd of plek in geskiedenis wat ons kan intimideer nie. Want ons weet namens wie ons praat. En as ons net eerlik moet wees, een van die dinge wat ons die meeste terughou, oor hoekom ons nie meer oop en eerlik is oor wat ons glo nie, is dit omdat ons te veel omgee wat mense van ons gaan dink. Om mense soveel krag oor ons besluite, oor wat ons deel, wat ons wil sê, wat gaan hulle dink van my by die werk. Daai is 'n dominerende gesag oor ons lewe. Dis hoekom ons nie deel nie. Ons is te bang om te deel. Hoekom ons dit glo. Daai stories van Jesus wat jou lewe verander het, ons wil dit nie deel nie. Want mense het soveel gesag oor ons. En ons lewe in 'n tyd en in 'n plek, ek weet nie wat dit regtig is nie, ek weet nie of dit social media is, of hoekom dit so is nie, maar ons lewe in 'n tyd en 'n plek. En ons is 'n generasie meer krag gegee het vir mense oor ons, vir al wat hulle van ons dink, as enige ander generasie voor ons. Ons is 'n generasie wat nie regtig 'n ruggraat het nie. So bang, ons wil almal please. Niemand mag nie van my hou nie. Niemand mag my verwerp nie. Niemand mag kwaad wees vir my. Dis die tolerance, dis die heersende kulturele vibe. En dis net nie hoe die wêreld werk nie. En dis veral nie hoe Christendom werk nie. Om 'n Christen te wees beteken jy sign up vir vervolging. Part and parcel, dis deel van die package. If they hated me, they will hate you also, sê Jesus. Om 'n Christen te wees beteken jy sign up vir die feit dat nie almal gaan van jou hou nie. Okay. Dis okay. Veral nie die mense wat die belangrikste geag word hier en nou nie. Daai mense gaan heel moontlik nie van jou hou nie. Paulus sê in 2 Timotheus 3, "And all who desire to live a godly life will be persecuted." Dit was geen maklike manier om hierdie te sê nie. Ons as disippels word geroep deur hierdie teks. Hier's die vroeë kerk. Wat moet die vroeë as ons hierdie teks lees? Disippels, julle kan nie pap wees nie. Julle kan nie wimps wees nie. Julle kan nie people pleasers wees nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie waarna ons geroep word nie. Ons moet Jesus, die stories van hoe hy nie net in ons lewe gewerk het toe ons gered het nie, maar hoe hy elke dag in ons lewe werk. Daai stories van hoe hy deurgekom het vir jou toe jy gebid het vir daai een of twee goed in jou lewe. Daai stories van hoe hy in jou ouers gewerk het, in jou vriende gewerk het, in jou gewerk. Al daai goed wat ons bid elke dag, al die kere wat hy vir ons intree. Ons moet daai goed deel. Maak nie saak wat dit vir ons beteken nie. Ons moet daai goed deel met mense. En ek weet in ons koppe is daar 'n prentjie van ons moet in malls rondloop en ons moet op deure gaan klop en ons moet mense konfronteer wat ons nog nooit ontmoet het in ons lewe nie. Ek dink nie dis die verwagting hier nie. Ek dink die verwagting hier is dat ons moet vocal wees oor ons geloof. Dit 100%. Ek sê nie ons moet nie maar dit kan ook natuurlik wees. Dit kan wees mense te bereik wat die Here op 'n natuurlike manier oor jou pad gebring het. Die mense waarmee jy naby werk, jou vriende, jou familie. Daai mense, daar's meer as genoeg. Net onder hier is daar meer as genoeg mense. En Jesus se hart bloei vir hulle redding. Want hulle, wees net jouself. Jy hoef nie 'n teoloog te wees of al die regte antwoorde te hê of jou Bybel goed te ken nie, maar jy kan jou stories deel. Jy kan net deel, hoekom kom jy kerk toe? Hoekom kom jy gesinsgroep toe? Hoekom vloek jy nie meer nie? Hoekom drink jy nie meer so baie nie? Hoekom is Jesus so groot deel van jou lewe? Hoekom het Jesus in die eerste plek jou lewe verander? Wees net jouself, daai gekom natuurlik. Dis net jou storie. Daai goed moet deel. Daai goed moet ons kan deel. Ons moet net eerlik wees oor wie ons regtig is. As Jesus regtig die belangrikste in ons lewe is, moet ons net eerlik wees daaroor. En nie bang wees vir wat dit gaan beteken wanneer hulle wat of wie of waar sê oor jou. Dis daai moet nie die beheerende faktor wees in ons lewens nie.
In daai oomblikke kan ons nie skaam wees nie. Ons kan nie skaam wees oor wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het nie. Ek selfs, dis eintlik makliker in ons tyd en plek en lewe, want daar's so min vervolging eintlik. Daar is verskriklike baie erge vervolging in ander plekke van die wêreld, maar ons lewe in 'n tyd en plek waar almal moet luister vir almal, want as jy nie luister nie, dan is jy Josef nie en jy's nie cool nie. So, vat daai geleentheid. Deel jou siening. Almal deel hulle sienings. Almal deel hulle New Age philosophies. Almal deel wat cool is vir hulle, kom ons deel wat cool is vir ons. Moenie gesprek, moenie terugstaan nie. Moenie terugstaan nie, maar ek is ook versigtig om te sê. Daar is nie vervolging in ons samelewing nie. Hoekom? Want die mensehart het nie regtig verander nie. Mense raak nog steeds kwaad wanneer ons wil praat oor Jesus. En dalk, ek is dalk versigtig om te sê, daar is nie vervolging vandag nie, want ek's net te bang, ek sê dit, en dan is die eintlike rede hoekom ons nie vervolging vandag sien nie, is juis omdat ons net so bietjie te ons bly net bietjie te stil oor wie Jesus is in ons lewens. En daarom sien ons nie vervolging, of voel ons nie vervolging nie. So ons moet ook dit ten minste in gedagte hou. Nou, en hier gaan Petrus aan, en hy beantwoord eintlik die vraag, maar hoekom moet ek Jesus deel, al beteken dit vervolging vir my? So hoekom moet ek Jesus deel al vervolging vir my? Hoekom moet ek deur vervolging kan gaan, met Jesus se naam groot, hoekom? Deel 2 van die storie vat ons in vervolging en die een naam. Petrus gee vir ons almal 'n antwoord op hoekom dit so belangrik is, moet deel. Hoekom moet ons disippels wees wat disippels maak? Vers 11 en 12 sê vir ons, this Jesus, lees dit saam met my, this Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given by which men must be saved. Dis Petrus se antwoord. Dis die hoekom. Die boodskap gaan, want daar is net een naam. Daar's nie baie name nie. Daar's nie baie opsies nie. Daar's net een. So al kos dit ons moet dit uitgaan, ons moet deel, want daar's nie die redding van die mense om ons. Dit hang af. Dit is in the balance. Dis wat ons kan verloor. Ons kan verloor die redding van mense. Ek het 'n quote gelees, die Bhagavad Gita, soos die Hindu Bybel, een van die Hindu se heilige boeke, sê, vers 11 in een of ander hoofstuk van een of ander boek sê, howsoever man may approach me, even so do I accept them. For on all sides, whatever path they may choose is mine. Petrus sê, nee, for there's no name, there's no other way, net Jesus. Hierdie is moeilik om te glo. Het is makliker om te glo wat Hindoeïsme vir ons leer, baie makliker om dit te glo. En die rede hoekom baie mense Christene vervolg is presies oor hierdie vers. Hierdie is nie 'n populêre vers in die Bybel, in die wêreld nie. Die kultuur is super inclusive, almal is welkom, Boeddhists, Hindu, Rooms-Katolieke, ateïste, almal, moslems, kom, almal is welkom. Selfs Christene, kom. Ons almal kom by God uit op een of ander manier. Maar geloof ding gaan laat gaan, asseblief. Sal julle net van Jesus laat gaan? Sal julle net ophou glo dat net Jesus die enigste manier is waardeur mense gered kan word? Laat gaan net van dit, asseblief. Dan is almal welkom. Gee net vir Jesus op. Laat gaan net van jou simple narrow-mindedness. Gee net vir Jesus op. Social media, elke woke hipster, elke famous persoon hou van 90% van wat die Bybel sê. Love hulle. It's amazing. Liefde, die omgee, die uitreike, die weduwee, die weeshuiskind, ons love it, alles. Yes. Maar hierdie punt, hulle kan nie. Hulle kan nie hierdie glo nie. There is no salvation. There's salvation. No one else. As ons vervolging moet verwag, is hierdie 'n baie veilige plek, 'n baie veilige waarheid, wat ons dit op kan verwag. Ons kan vervolging verwag
op hierdie punt. En dit maak sin, want ons lyk baie arrogant wanneer ons, dit lyk asof ons sê, julle gaan hel toe as julle nie glo wat ons glo nie. Natuurlik gaan dit mense kwaad maak, as ons met daai geaardheid dit sê, of as dit klink asof dit wat ons sê, want dis hoe mense dit ervaar. En weer eens, in die naam van Jesus was daar baie kerke wat getooi het en geskree het, julle gaan hel toe gaan as julle hierdie nie glo nie, met vreeslike haat en arrogansie en met 'n neerdalende geaardheid hierdie versie gequote het vir die wêreld. Met geen liefde nie. En hulle voed 'n verskriklike verkeerde stigma, want dis nie hoe Jesus sondaars genader het, wanneer jy kyk na sy lewe nie. En dis nie hoe die kerk sondaars moet nader nie. Maar dit is moeilik om te glo, want wat ons sê is, 2000 jaar terug was daar 'n man wat gelewe het en hy dood gegaan vir die mensdom en hy is nou die enigste hoop vir 8 biljoen. Dis moeilik om dit te glo. No other name vir 8 biljoen mense. Een pad hemel toe vir mans, vrouens, jonk, oud, stedelik, plaaslik, Asiërs, Afrika, Europeërs, een pad. Under heaven, die hele heaven, een pad. Dis moeilik om te glo. Baie makliker om Bhagavad Gita te glo. Hoe kan hierdie waar wees? Hierdie vraag is so belangrik, want ek glo nie ons gaan ons geloof kan deel as ons nie verstaan hoekom nie. As ons nie verstaan hoekom daar net een naam is nie, gaan ons nooit regtig die moed kan bymekaar skraap om dringendheid te voel wat Petrus en Johannes voel om hierdie naam uit te vat nie. En so die vraag vat ons eintlik terug na die heel begin toe. Die heel begin toe in Genesis. God skep die mens in 'n perfekte beeld namens God, in 'n perfekte plek, perfekte wêreld met geen worries nie, geen vrese nie, geen tekort nie. God gee vir ons sy skepping en hy lewe met ons en hy gee vir ons mening, hy gee vir ons purpose. Maak hierdie tuin, domineer oor die diere en maak hierdie tuin mooi. Hy vra dat ons hom moet eer as God. Sien my as God, ek is die skepper, ek weet wat goed is vir julle, ek weet wat sleg is vir julle. Eer my as die skepper, wie ek bevolg. Nie 1000 reëls nie. Nie ingewikkelde lees tussen die lyne, komplekse vang jou uit tipe reëls nie. Een eenvoudige reël wat wys is en ons skeppers, ons skepsels. En wraggies. Wat doen die mens? Ons wil God wees. Ons glo Satan se leuen, ons wil God se plek vat. En net toe val die wêreld in donkerte, in sonde en in gebrokenheid en in seer. En hoekom? Hoekom gebeur dit? Want iemand sit op die troon wat nie op die troon hoort nie. Ons sit op die troon. En toe Jesus weer in ons midde wandel, God weer kom in die vorm van Jesus om vir ons te kom teregwys, om vir ons weer te kom leer oor hoekom ons die pad byster geraak het, hoekom die mense van die pad af is. Toe hy vir ons kom sê het, luister, daar sit iemand op die troon wat nie op die troon hoort nie, wat doen ons? Ons maak hom dood. Want moenie vir my kom sê, ek mag nie op die troon sit nie. Ek duld dit nie. Dis die hart van haat wat ons sien in vervolging. Hart van haat wat kom wanneer ook al ons die ware evangelie verduidelik aan mense. Ek gaan nie van die troon afklim nie. Die haat en die seer en die moeilikheid wat handel om hierdie vers, vat ons terug na die begin toe. Cosmic treason, die verraai, om God te verraai op gegewe wie ons is en wat ons aan God gedoen het en wat ons aanhoudend doen in ons, is die punt hier. Die punt is nie net dat ons onsself moet bevraagteken oor een naam nie. Ons moet onsself in bewondering sit dat daar selfs 'n naam is. Scott Hubbard, ek kan nie mooi sy van sê nie, sê dit op 'n manier wat ek het regtig nie, ek kan dit net nie beter sê nie. Lees saam, hy's 'n lang quote, maar it's powerful. Hy sê, into this world of sin, where half our house hangs over the cliff edge of judgment, God has given a name. We need help feeling the wonder that there is even any at all
by which we can be saved. We feel, even if we don't speak it, not that we ought to perish, but that God ought to save. We sense that heaven, not hell, is human's default destination, a somehow deserved destination. We talk of 100 paths up the mountain because we assume deep down that most, if not all, deserve to reach the top. Yet we feel, sense, and assume like this only when we feel, sense, and assume that our sin is smaller than God says. Those with small views of sin, little could be more offensive than there being only one name. But the question is, why should God send a sunrise to pierce our darkness? Why should the Father rise and race to meet his wayward sons and daughters who wanted him dead? Why should Christ become our Hosea to redeem us from the brothel? Why should heaven's blood be shed to win back heaven's haters? Why should Jesus give his name to rescue crucifixions at all? Die rede is dat ons verdien nie eers 'n naam nie. Die wonder is dat daar 'n naam is. Geen ander geloof gee 'n naam nie. Geen ander geloof gee iemand wat in ons plek kan staan nie. Geen ander geloof nie. En geen ander geloof gee iemand wat in ons plek kan staan wat heilig en perfek was nie. Wat die volle straf van God werklik kon dra nie. Geen ander geloof nie. Net Christendom. En daarom is daar 'n naam wat ons kan red, wat ons vriende kan red, wat ons familie kan red, wat ons kollegas kan red. Dis nie arrogant vir ons om hierdie te glo nie, want die waarheid is as ons so sondig is, soos wat die Bybel sê ons is, en daar iemand is, soos wat die Bybel sê Jesus was, en ons deel dit nie, dan is ons so selfsugtig, soos iemand wat die geneesmiddel gekry het vir kanker en dit nie wil deel nie. Dalk meer selfsugtig. En dit bring ons na die laaste punt toe. Vervolging en die hoeksteen. In vers 11 sê Petrus, Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. Hierdie vers sê vir ons, die rede hoekom mense kwaad vir Christene, is nie omdat daar net een naam is nie. Dis eintlik omdat hierdie een naam hulle hele fondasie dreig. Want wat is 'n hoeksteen? Dis daai een klip waarvan die hele gebou afhang uit en dan val die hele gebou in mekaar. Dis 'n hoeksteen. Aandiens. Die wêreld en ons almal, ons is bouers. En ons almal bou ons huis op iets. Ons bou ons fondasie op iets. Ons almal het 'n hoeksteen. Die vraag is, wat is jou hoeksteen? Wat is die ding wat jou laat opstaan in die oggende? Wat is die ding wat jy vir jouself sê om jouself te laat troos wanneer jy down voel? Wat is die waarop jy trots is en jou identiteit is so bietjie geheg aan daai ding? Jy voel veilig in daai ding. Omdat hierdie waar is, wil ek kan aangaan. Dit dryf my. Dis jou hoeksteen. Kyk, daar's 'n prentjie. 'n Goeie gesin met 'n goeie graad wat gaan lei na 'n goeie werk, met 'n goeie lewensplan, met 'n lekker kar, 'n oulike man en vrou en ek maak genoeg geld. Dis die prentjie. En ergens is een van daai goeders is jou of 'n paar van hulle. Ergens vind ons veiligheid in een van daai goed. En ons oordeel op die basis daarvan, het jy dit gemaak? Hoe naby is jy aan hierdie prentjie, aan hierdie ding? Hoe hard werk jy? Hoeveel geld het jy? Jou kar? Hoe het jy 'n vrou? Het jy 'n man? Ons oordeel mekaar en ons oordeel onsself.
Ek is goed genoeg as ek een van hierdie goed het. Maar my lewe val in mekaar as ek nie iets van hierdie het nie. As my plannetjie nie uitwerk soos wat my plannetjie moet uitwerk nie, val my lewe in mekaar. Hoekom? Want dis 'n hoeksteen. Dis iets wat jy te veel op staat maak. Dis 'n fondasie. Die depressiesyfers vandag is so hoog soos wat hulle is, omdat hierdie goed in 'n gebroke wêreld nooit gaan soos wat dit moet gaan nie. En so wat gebeur elke dag? Mense se hoekstene word onder hulle uitgeruk en hulle hele lewe val in mekaar. Petrus sê, Jesus is die ware hoeksteen. Dit beteken dat Christendom sê, jou hoeksteen, as dit nie Jesus is nie, is jou hoeksteen nie goed genoeg nie. Jou hoeksteen is nie goed genoeg nie. Jou hoeksteen is nie goed genoeg, gegee hoe wêreld is, hoe gevalle jy is, en gegee waarna toe hierdie wêreld gaan nie. Jou hoeksteen gaan dit nie maak nie. Iets gaan dit onder jou uitruk, en jou huis gaan in mekaar inval. En mense hou nie daarvan nie. Mense hou nie daarvan, precious aanval nie. My precious, raak kwaad. Die hele Christelike idee agter die karakter in Lord of the Rings, Smeagol, daai aaklige ou wat almal doodmaak vir die ring, my precious, die hele idee agter dit, hierdie punt. Dit is hoe ons is oor die goeders waarin ons hoop plaas. Ons afgode. Ons sekuriteit is, niemand moet naby aan dit kom nie. Dis hoekom ons so kwaad raak en opgewerk maak. En hoor asseblief mooi. Hierdie is wat gebeur het toe Jesus gekom het. Ons was soos daai aaklige klein smeek en toe maak ons hom dood. Want hy het vir ons kom sê, ons fondasie is swak. En weet jy wat? Jesus het voortgegaan. Al het dit sy lewe gekos, al het dit gevloekery gekos, geslaan, gedoringkroon, teen 'n kruis, het hy aangegaan deur die vervolging op vervolging, het hy aangegaan tot die dood toe, om ons koue, dooie harte te laat oopgaan om te besef waarop ons hou. En vanaand roep Jesus ons as gelowiges om dieselfde paadjie te volg wat hy gevolg het kruis toe. Hy sê, volg my en verkondig my naam, sodat al hoor. Al beteken dit hulle word kwaad, al beteken dit hulle vervolg jou, gaan aan. Volg die pad van vervolging, want hierdie naam moet uitgaan. Jesus sê, ek het die vervolging verduur vir jou, sodat gered kan word. Gaan doen dit vir ander. Gaan doen dit vir ander. Sal ons dieselfde liefde gee vir ons medemens, wat Jesus vir ons gegee het. Ek sluit af met hierdie. John Piper sê vir ons, there has always been a price to pay to take the good news of Jesus to those who need it and don't want it. The difference is that those voices are closer to us than ever. Whether in the neighborhood or on the internet, 1,000 bloggers stand ready to echo or condemn your commendation of Christ to a Jew or a Hindu or a Buddhist or anyone else. Once upon a time, there was a safe, private place to take your controversial stand for Jesus. No more. If you are going to stand, you will be shot at, figuratively or literally. And so, like the followers of old, we must stand fast, because all who call upon the name of Jesus will be saved. But they cannot call on the one they have not heard, and they cannot hear without someone to tell them. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.